gas, Mike Bolles is 'n spesialis-ondersoeker in Suid-Afrika. Mike, goeiemôre. Dink jy dat misdaad deesdae meer oor oorlewing gaan? Of het dit verander in iets meer georganiseerd en strategies? Amper soos om te sê 'n ondergrondse ekonomie. Wat is jou mening op dit? Goeiedag almal, ons hoop dit gaan met julle goed. Ons hoop julle is veilig en gesond. Ja, kyk, misdaad het oorheersend geraak. Oorwegend in die sin van daar soveel mense wat arm is en het sien geen ander uitweg as om 'n vorm van toukie te trek, koevertjie te gee en om iets te doen of te bereik of agter jou rug misdadig om te survive, nommer 2. Want it's the survival of the fittest. En ongelukkig is ons nou al almal in survival mode weens die swak ekonomie. Die ekonomie is baie swak. Daar is mense wat jou bel, wat sê jou gras sny vir 'n randjie of vir 'n broodjie. Dit is regtig erg. En jy kan jouself dink, dan is dit maklik om in so 'n geval betrokke te raak by iets wat verkeerd is, om sodoende te kan oorleef. This is the shocking reality. So misdaad het in baie vorms vermeerder en geeskaleer, en veral in georganiseerde misdaad, hoë op misdaad in regeringvlak en in hoë instansies in die polisie. Jy weet, soos hierdie generale tans in die regering wat ons sien in die verhore wat aan die gang is en die ondersoeke wat aan die gang is. In die laaste 6 maande is daar seker meer skokke as wat daar in die laaste 30 jaar geplaas was oor georganiseerde misdaad en rampokkery wat so toegeneem het en so ewige effek het op ons land. Wat basies ons los met die stellings van dat die land is gehijack deur die kriminele. Die kriminele is in beheer van die land en dat misdaad floreer want dit betaal. Jy weet, crime begets crime. Mense pleeg misdaad omdat hulle kan daarmee wegkom. And it pays to commit crime because you can and can get away with it. Hoe dit ook al sê, die misdaadsituasie is heeltemal toenemend en oornemend en die onskuldige mense is ongelukkig wat die meeste daardeur ly en nagelaat word. En dit is die groter gedeelte is dan die publiek. So jy kyk op na 'n regering to protect and serve, om die verskil te maak en jou veilig te hou en jou te lei en te onderrig in die korrekte en regte weë, om sodoende na die publiek in sy totaliteit om te sien, wat nou insluit alle besighede en almal wat deel is in die ekonomie om hierdie land te laat floreer, om sodoende 'n behoorlike land wat veilig is na te laat. Maar mense voel nie veilig nie. Mense het geen vertroue meer in die polisie nie. En as ek meen geen, dan meen ek jy sal nog altyd iemand kry wat 'n vorm van vertroue het, maar die geen is heeltemal oorwegend. Dit is soos in 80-90%. En daar is geen vertroue in die regering nie. En dit is kommerwekkend. En dan het jy die wat nie toetree om 'n verskil te maak want hulle is bang, hulle word moontlik geïntimideer of selfs gedood. So ek kan lank praat oor hierdie onderwerp en daar's baie projekte wat ons al uitgestuur het wat dit in diepte verduidelik. Maar die bottom line is misdaad floreer, misdaad eskaleer, al die kubermisdade raak al hoe groter en meer, dis die grootste in die wêreld. En al die ander misdade soos geweldsmisdade en ernstige ekonomiese misdade, alle misdade van watter vlak jy ook al kan dink, eskaleer en raak meer en groter en aanhoudend. En die ekonomie, die armoede, onkunde, ongeletterdheid is die hoofrol, want dis waar alles begin. En dan met dit gepaard gaande met wetteloosheid en dan georganiseerde misdaad en rampokkery, dan het jy 'n absolute vlambare situasie in die land. Ek sluit af deur weer te sê, crime begets crime. And people will commit crime if it works and then others will join. And crime can only flourish when there's an authority involved. En dis die probleem, daar's baie korrupsie, daar's baie autoriteite wat betrokke is by misdaad en dan gaan die gepeupel volg en betrokke raak. Groete, seën en sterkte. Dis 'n baie donker prentjie hierdie mense. Daar kom hulle alweer. Onthou julle.
Die Here ons God is ons enigste heil en roeping en oplossing en ons roep hom aan in ons dag van benoudheid. Baie dankie Mike vir daai insig, daai dit. Dit is iets heel anders wat mense altyd verwag nie.